Ons kyk vandag na die waarde van 'n offerhart. Ons lees in Markus 12 vers 42 tot 43. Toe kom daar 'n brandarm weduwee en sy gooi net 2 klein geldstukkies in. Daarop roep Jesus sy disippels na hom toe en sê vir hulle: Weet verseker, hierdie arm weduwee het meer in die offerkis gegooi as al die ander. In die tempelhowe het baie ryk mense groot bedrag aan die tesourier gegee. Hulle offers was indrukwekkend, sigbaar vrygewig. Maar te midde van die geraas en skouspel het Jesus iets opgemerk wat maklik oor die hoof gesien kon word. 'n Arm weduwee wat 2 klein kopermuntstukkies ingooi. Volgens die wêreldse standaarde was haar gawe onbeduidend. Maar Jesus het iets anders gesien. Het na sy disippels gedraai en gesê, sy het meer gegee as al die ander. Hoekom sou hy so sê? Omdat haar gawe uit 'n plek van diepe opoffering gekom het. Terwyl ander uit hul oorskot gegee het, het sy alles gegee wat sy gehad het om van te lewe. Hierdie storie draai die draaiboek om oor hoe ons dikwels vrygewigheid evalueer. Dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie. Dit gaan oor dit wat dit jou kos om te gee. God meet nie ons offers aan grootte nie, maar aan hart en opoffering. Die weduwee se 2 munte het 'n kragtige simbool van geloof geword. Haar gawe was nie daaroor om ander te beïndruk nie. Dit was 'n daad van stille vertroue in God. Sy het geglo dat die God aan wie sy gegee het, haar se onderhou. En dit is die soort gee wat die hemel raak. Hierdie verhaal nooi ons uit om na te dink. Gee ons net wanneer dit gerieflik is of maklik is? Of is ons bereid om te gee vanuit 'n plek van opoffering en vertroue? Of dit nou ons tyd, ons geld, ons aandag of ons liefde is. God eer die gawe wat uit die hart kom. Geen daad van geloof is te klein wanneer dit aan hom oorgegee word. Laat ons vandag nie die krag van 'n klein offer onderskat as dit met groot liefde en vertroue gegee word. Die Here gee ons hart soos die weduwee, nederig, vertrouend en gewillig om te gee, selfs wanneer dit ons kos. Help ons om te onthou dat U verby die voorkom sien, dat U behaag het in die opofferings van geloof. Leer ons om U te vertrou met alles wat ons is en alles wat ons het. Amen.